Wat sê ouens, welkom, ons is hier by die dam, so net so pas by Koster aangekom. Ek is saam vrou lief hierso. Hallo julle. So ons gaan bietjie vandag hengel, die middag. Ons is nou net so voor 3. So ons gaan vanaand hengel, wel vanmiddag, vanaand en dan môre. So ja ouens, dankie dat julle intune by nog 'n video van EA Blitz Angling. Hoop julle geniet die video saam met ons. Ons hoop ons vang 'n paar dik karps. Wel ek hoop vrou lief breek haar PB. Haar PB so pas is nou 2.5 hier by Koster gewees. Soos julle die ander vorige video gesien het. So ja ouens, ek gaan met Slammer series se baits vang. So ja, ek het 6 dips en 5 floats wat soos julle gesien het op die video wat ek mee gaan hengel. Vrou lief gaan met LL Signature series se goedjies hengel. So ja, kom ons kyk wat gebeur ouens. Ek hoop daai produkte gee vir ons hulle goeie resultate. Baie dankie Ivan, ek waardeer. Shout out vir jou. Baie dankie. Ek hoop die produk werk goed en ons kan een of ander tyd lekker vorentoe gaan en my hele box is vol Slammer series se produkte. Stywe lyne ouens, dankie dat julle ingetune het. Please asseblief gooi 'n like op my video. Subscribe, stuur na julle vriende toe. Maar kom ons geniet hom saam. Ons gaan gou afpak en dan wanneer die stokke reg is, dan gaan ons vir julle weer voorraad gee en vir julle wys wat ons gaan opsit, hoe ek gaan hengel, wat ek gaan hengel en wat se distansies ek gaan hengel. En dan kom ons kyk waar die vis is. Asai, sien julle nou. Ja, sê julle. Wat sê julle? Ek het net al my goedjies opgeslaan, net bietjie die lyn uitgegooi. Ek het lanklaas met die katrolle gefish. So kom ek wys julle gou my stroppies wat ek mee gaan hengel. My linkerkant se stok, my regterkant se stok. So my linkerkant se stok het ek hierdie stroppie op hier. Ek het 'n bietjie groter weight soos julle hier sal sien. Hierdie is 'n braid leader. Ek hou van hom. Ek sal julle 'n bietjie later verduidelik hoekom ek 'n braid leadertjie gebruik. Ander mense sal nou nie daarmee saamstem nie, maar ja, dan het ek 'n gewone rietvleis strop met 7 pond hoeklyntjies op, nommer 2 hoekies. En dan hierdie kant het ek 'n kleiner weight op. Ook met die braid. Hulle is 'n bietjie korter, soos julle sal sien, hierdie hoeklyntjies is baie korter as wat daai enetjie is en 'n M-knot weight. So want ek gaan hom net op so 50-60 meter hengel en dan by die linkerkant se stok op so 150-140 hengel. Dan gaan ons kyk waar die visies is. Alraai julle, dan gaan ek julle gou wys die voer wat ek het. Wat ek gebruik is boulyn. Ek gebruik boulyn al vir meer as 4-5 jaar. Ek het al almal deur die mark gehardloop. Die beste wat vir my werk is boulyn. Ek kom net altyd reg met boulyn. Ek gooi hom soos nooit af nie. Maar baie mense gaan sê ja, maar maak jy nie ander voer reg nie. Ek doen dit reg, maar ek hou net nie van die voer en die boulyn. Ek meen hulle noem nie boulyn verniet nie. So ek gaan nog gou aanmaak julle wys hoe vinnig set hierdie boulyn. Hy set ongelooflik vinnig. Dan as hy klaar geset is, gaan ons weer terugkom na julle toe sodra ons die stokke prep. Daar gaan ek julle wys wat ek op die linkerkant se stok gaan doen en op die regterkant se stok gaan doen. So kom ons kry gou hierdie voer in en dan gaan ons van daar af. Nou het ek eintlik vergeet, maar ek het dit ook nie hier nie. Gewoonlik het ek level 5 hier by my ouens. Laat ek gou kyk, by wie is daar in my vrou se boks? Laat ek gou. Okay. Jy begin. So daar's hy ouens. Jy kan nader kom my liefie. So kom ek wys julle gou vinnig set hierdie boulyn. So kom ek sê hulle noem nie hierdie ding boulyn verniet nie. Hulle noem hom boulyn omdat hy boulyn is. En ons 'n klein bietjie bygooi. Al begin hy al klaar set julle, wat ja. Al begin hy al klaar set. Hierdie ding ek's baie lief vir hierdie bol. Hy set net ongelooflik vinnig. Jy wil ek vinnig klou daai ding. 1, 2, 3 en daar's hy. Kyk, hy's nog nie reg om op te sit nie, maar ek meen wat se ander ene. Ek kry baie min ander bomme wat so vinnig aan mekaar klou en kyk haar. So ja, dis baie vinnig julle, dis baie vinnig. So daar's hy. Dis die bol wat ek gewoonlik mee voer julle, dis wat ek like om mee te hengel. Traai dit gerus, trust me, gaan nie fout maak as jy met boulyn hengel nie. Ek's baie lief vir die bomme. Ek dink ek sal baie vinnig ander bol probeer nie. Ek dink as hulle die ding van die mark af wil, gaan ek huil soos 'n babietjie. Maar soos ek sê, laat ek gou set vir so 3-4 minute.
ek dink hy het nie eens 3-4 minute nodig hê, want soos julle kan sien, hier is hierdie bol klaar reg. Ek kan hom al opsit en gooi. So, maar ek gaan gou my hande was en kry ons die bolle reg. Dan is ons terug by julle. Daar's hy, sien julle nou. Daar's julle, die bom het geset, uiteindelik vinniger geset as wat ek gedink het hy gaan. So kom ek wys julle gou, ek gaan die linkerkant se stok doen ons die regterkant steen, kry ons hulle in en hoop so in 5 minute dan sê een van hierdie stokke, dan loop hy so stroop. Kom kyk gou saam met my. Alright, ek het klaar enetjie gemaak. Kyk hoe mooi vorm hierdie balle julle. Kyk hoe mooi vorm hierdie ding. So wat ek gewoonlik doen ouens, ek vang 'n balletjie, maak hom in my hande. Ek prep hom klaar. Laat hy so staan. En al wat ek dan doen is, vat hierdie hoekie hierso, stoot hom op. Ek byt die lyn vas, trek hom tot daar waar hy vas is. Al wat ek doen, ek sny hom tot in die middel. Soos julle daar sien, ek sny hom in die middel. En dan al wat ek doen, ek druk hierdie mushroom op die bodem. Hou hom in die middel en dan al wat ek dan doen, trek hierdie ouetjie terug en al wat ek doen, ek druk hom net vas. Druk hom vas, maak seker hy's lekker vas. En dan Zimzalabim ouens, en dis die voerbal, daar is hy, stryd soos kan kom, kyk as jy hom spin. Hy wobble nie, hy spin, eenhalig. Sodra jy dit doen en jou bol begin dit doen, hy wobble, dan is jou bol of course. So as jy gooi, 90% gaan hy uit die bol uit skeer. So maak seker jou lyntjie is altyd in die center. En daar is hy, jy gaan nie 'n fout maak nie. Kom ons doen gou die ander ene. En dan kry ons hom op. En soos ek sê, haal hom uit, prep hom klaar. Ek kan nader kom en dan kan hierdie kant omkom. Kom hierdie kant op. Prep hom klaar. Soos ek sê weer eens, maak hom so, staan so reg op. Al wat jy doen, druk jy hoekie weg, druk jou duim en jou wysvinger tot teenhand. Hou die bolletjie daar vas. Sny hom in die middel deur. Trek jou mushroom tot onder teenhand, laat hy daar sit. En dan al wat jy doen, trek hierdie enetjie weg en prep hom net van voor af. En daar's hy. Daar's die bolletjie ouens. Kom ons kyk gou wat ons gaan gebruik. Soos ek sê, ons het net 6 dippies, 5 flouties. So kom ons kyk wat eers vir ons gaan werk. Soos julle gaan sien hier my box is empty. Ek het net die goed van Slammer series hier binne. My box is completely empty. Alright, so kom ons dink, wat gaan ons vir die linkerkant se stok doen? Kom ek maak al hierdie oudjies gou oop. En ons maak hulle net gou oop. Want ons is nou nodig om te sukkel nie. Ag, al breek hierdie een sommer af. Lyn oop. Kom aan. So nou in die asblik gaan gooi. Asseblief ouens, as julle seker goed oopmaak by die dam, ek het gekyk toe ek hier gekom het. Jy leer al baie van hierdie plastieks en lyne goed. Ouens, asseblief as jy by die dam kom, as jy by 'n spot kom en jy sien al die baie lyn, tel dit maar net op, gooi dit in die asblik of gooi dit in jou sak waar jy jou veilig goed gaan gooi. Maak dit maar net skoon. Al is dit nie joune nie, traai maar net jou bes om dit skoon te hou. Ander ou sien dit raak en hy te probeer dieselfde. Probeer dit maar net altyd skoon hou. Ek meen op die einde van die dag het reën, dit gaan in die dam en nie dit nie. Stoot die water op en jy het hierdie kant gehengel en jy hengel nou van daai kant af. En jy gooi dan hierso, want die water is hier, haak jy vas, jy breek jou stroppe af. So, probeer maar die area skoon hou, ouens, traai dit maar, ek meen op die einde van die dag, help jy die dam skoon hou, jy help die vis, want die plastic en die lyn bly nie in die water nie. So, probeer maar julle beste, en dan doen julle dit maar van daar af. Alright, kom ons is hierdie oopgemaak, kom ons kyk. Kom ons kyk, wat gaan ons eers gooi op hierdie. Ja, ek voel soos 'n honey op hierdie ene vir ver of 'n vampire. Weet jy wat, kom ons gaan met 'n vampire op die linkerkant se stok. Gaan met 'n vampire. En die ander ene, kom ons gooi hom
cinnamon. Gaan hom een garlic, een cinnamon gooi. Dan gaan ons hom, waar is daai cinnamon? Almond, pink sweet, honey, passion. So, ons gaan hierdie cinnamon clover gooi op die bol en dan gooi ons op die ander ene ons gooi sommer 'n bietjie heuning. Ons gooi my heuning of nee wag, ons los die heuning. Kom ons gaan 'n wintergreen. Ons gaan 'n wintergreen en 'n cinnamon mix. Kom ons gaan daai twee links. Dan regterstok. Kom ons gaan 2 almonds. Ons gaan 2 almonds, straight almond gaan. En dan gaan ons hom almond garlic gooi. En wat gaan ons hom nog sit? Almond passion fruit. Kom ons gaan met 'n passion fruit. So kom ons gooi die regterkant steen passion fruit, garlic en dan almond op die regterkant se stok. Kom ons prep gou hierdie linkerkant se stokkie. En dan wys ek gou vir julle hoe maak ons op hierdie enetjie. O, shit. Ja, gooi weg, ewen. Gooi weg. So wat ek doen is ouens, ek druk hom so deur dat die hele hoekpuntjie oopsteek en dan al wat ek doen is ek druk hierdie ouetjie so in die bol dat hy net daar sit. Dan doen ons dieselfde met die ander enetjie. Ons dieselfde met die ander enetjie. Druk hom so deur. En dan al wat ons dan doen, druk hom ook so in. Dat hy sit soos 2 oortjies. En dan gaan ons hierdie tweetjies vat. En dan sprei ons hulle net hier op. So lekker 2 spreie, maar eintlik 3. En dan aan die ander kant gooi ons daai wintergreen. Ja, hy spuit sommer groot straal. Alright, so dis wat ons daar gaan doen ouens. Dis daai enetjie wat ons gaan gooi. En dan linkerkant die regterkant die ene gaan ons daai 2 pink almonds gooi. Presies dieselfde doen. Haal kom nader. Druk hom in die bol. Selfde met hierdie ene. Jy kan altyd die onderstene loshang. Jy kan dit doen. Maar ek prefer druk hom aan die bol dat hy sit soos oortjies. Gaan ek almond garlic op hom spuit. Sy 2 spruitjies van hom. En dan gaan ons hierdie passion fruit sommer so half skuins oor die. Gaan hom sommer so blaas dat hy mooi oorloop. So ja, dis wat ek gaan doen daar ouens. Kom ons kry die stokke in en is reg, kom ons kry hulle in en hoop 5 minute dan loop 'n stok. Daar's hy, laat weet julle sodra daar iets is, stywe lyne. Stokke is in, die een lê so tussen so 40 tot 50 en dan daai ons maklik so 130, 40. Ek het hom lekker gegooi, maar ek het nie daai sweepslag ingekry nie, maar ek skat hom so 130, 140. Ek sou gelyk het bietjie verder gekom het, maar is okay. Maar stokke is in, dis die belangrikste. Sodra daar iets gebeur, laat ons julle weet. Daar's hy. As julle ons die eerste byt, hy het stokstyf getrek, hy het dit nie geloop nie. Hy het hom heeltemal gedrop. Kom ons kyk gou of ons hom het. Kom ons kyk gou.
Wat? Lyk vir my, hier kom die eerste een, julle. Ja nie, 'n monster die maak. Wat is 'n vis? Wat sê julle? Is nou nie 'n monster nie, soos julle sal sien. Maar, hoe lank het hy gelê? 2 minute? Ja, 2 minute. Soos ek sê, is nou nie 'n monster nie, maar ek het 'n paar van daai saaies wat in my vistank by die huis swem. So 'n bietjie eendag vir julle 'n video maak van hulle en by julle 'n bietjie wys. Maar soos ek sê, dis 'n vis. Hy ryk so vis, lyk so vis, hy het gebyt. Dis 'n vis. Kom ons wys gou vir julle. Ek wil net wieder. Altyd ouens, belangrik. Maak nie saak waar julle is, as julle altyd vis keer is baie belangrik. So hou maar altyd 'n landing mat of 'n nat handdoek. As jy 'n landing mat het nie, hou maar 'n nat handdoek. Kyk maar altyd na die vis. Vis keer is altyd maar belangrik. Aan die kant van die mond. Het hom daar aan die kant gehak. So ja, as julle, is nou nie 'n maase ene nie, maar is die eerste ene vir die sessie. So ys is gebreek. So ja, het op daai vampire, ek weet nie wat een was dit nou, dis die boonsteen. Hy het die vampire gevaai. Boonsteen was vampire, ondersteene was die clover. So ja, maar kom ons kry hom terug. Ons kry sy groot boetie. Daar's hy. Daar sal julle, kom ek wys julle gou, ek gaan nou weer presies dieselfde doen as wat ek gedoen het met daai een. Die enetjie daar gesprei, enetjie daar vampire en dan die cinnamon daar. So kom ons kry hom in en dan hoop ons vir nog 'n visie. 'n bietjie groter enetjie. Maar ek is happy daai ys is gebreek. Dink vanaand gaan ons mooi klim in die visse. Kom ons kry die een gou in en dan ja, kom ons gaan. Stok is in. Ons hoop maar vir weer 5 minute dan loop hy stop. Maar sodra daar weer iets gebeur, laat weet ons julle. Daar's hy. As julle, gou met 'n update. Die ander ouens hier langs ons het opgepak. Ek het besluit ek wil miskien nou 'n barberstokkie vir die aand insit en maybe kry ons 'n mooi barber. Ek gaan vir julle wys die stroppie wat ek hier het. Ek bou hom ook uit daai leaderlyn uit. So ek bou hom maar omtrent is maar so armlengte die leaderlyn. So sliding, ek laat hom maar slide met 2 kralietjies daar, laat hy nie die knope seer maak nie. Dit help maar net vir as hy so terug laat die knope seer maak nie en laat die weight lekker kan slide. En dan het ek my knotless knot gemaak op die sirkelhoek soos julle daar sal sien. En ek het hom daarso, ek het die swivel daarin, laat hy kan lekker rotate, laat jou lyn nie opwen nie. En dan aas wat ek gaan gebruik is hoenderlewertjies. So gaan so 2 stukke opsit. Ek gaan so 2 stukke opsit om ingooi. Ek gaan hom nie baie ver gooi nie. Ek gaan hom kyk of ek hom so tussen so 20-30 meter uit kan kry. Die water loop nogal redelik diep. So maybe as die water van ons kant 'n bietjie warm, die barbers kom in. So kom ons riek hom gou en dan gaan vir julle wys is hier hoenderlewertjies. So kom ons hak hulle gou, kry daai stok in en hopelik kan ons 'n lekker barbertjie optel vanaand. Sal lekker wees om 'n lekker dik barber weer te vang vir 'n slag. Oef, die mors hierdie ouetjie. So ja, as ek vir julle net so gaan, as julle daar kan sien, daar's hy lekker opgehak, lekker deurgehak. Ek hoop nie ek gooi hom af nie. Kom ons kry hom in en hopelik kan ons 'n lekker visie vang. Ons laat weet julle sodra daar iets is. As dit ouens, ek net gou vir julle 'n update gee. Ek weet nie wat die tyd nou is nie. Ek gaan kyk. 2014.
nog niks so verder nie. Die oom wat hier langs ons, hierdie kant, het so nie 'n ran nie, maar het hom tot bo getrek en hom vasgehou. Maar is 'n kleintjie gewees, maar verder hierdie hele oewer is vol. Van hier af van ons af reg deur hier is vol. So en die vis is maar stil. Sorry vir daai swak lig, daar's hy. So dit is maar bietjie stil. Ek en vroukie het nou klaar gemaak met die kossies. Daar's vroukie. En dan het ons 'n lekker bomvuur hier aan die gang. So ja, lekker vuur hier aan die gang. Bietjie warm te bly. En dan so ja, so gou ietsie eet. En dan klaar geëet het, gaan ons gou die stokke weer oordoen. En dan as enigiets gebeur, dan gaan ons vir julle laat weet. Maar ja, as hy ouens, sien vir julle bietjie later. As hy. Daar's hy julle. Vroukie het sopas al enetjie nou gevang. Ek het al net gehelp om hom uit te katrol hier by die gras, want hier is nogal redelik baie gras in die water. So ek het al net daar gehelp dat sy hom nie verloor nie. Maar ja, well done my liefiekie. Jy het sopas die groot seun so ver. Myne is baie kleiner as daai ene. Maar ja, well done my liefie, well done. As hy julle. As manne, gou 'n updatejie gee. Is nou net so na 12. Ek gaan nou maar inklim by mamma. Sy het so, ek dink so 8:30, 10 se kant daar rond, kry sy 'n mooi ran, kry sy weer 'n byt, seker so 5 minute na dit, toe kry sy op die ander stok 'n ran op deegie. So, maar nou verder nog niks nie. Ons bure hier langs ons in die linkerkant het so 3.1 kg karpie gekry op 2 fake mieliepitte. Die oom met 'n hierdie kop gehad. So hy het enetjie opgetel, maar by my kant nog niks nie. Ek het so 'n halwe pick-up gehad, toe drop hom so 'n bietjie en toe weer niks nie. So verder nog niks nie, dit is baie koud ouens. Hierdie koue vrontjie wat deurgekom het, is nie baie lekker nie hoor. Hy het bietjie lelik deurgekom. So ja, maar ek gaan my 2 stokke gou oordoen. Ek gaan hulle gou oordoen. Hulle ingooi en dan maar gaan inkruip en dan as daar iets gebeur, dan gaan ek vir julle sien. Maar as daar niks gebeur die ouens, sien ek julle in die môreoggend. Sien ek julle môre, slaap Sondag, maar dan sien ek julle bietjie later. As hy, sien vir julle later. Môre julle. Lekker Sondagoggend, lekker koelerig. Ek het opgestaan. So reg opgekom, my linkerkantse stok. En wat ek so op 130 daar rond hengel, 130, 140. Sy polisman was weg. Ek weet nie eens hoe ek hom nie gehoor nie. Is onmoontlik dat ek hom nie kon gehoor het nie. Maar hy was gone. Met hom opgetel, gekap, getrol, niks. Hy was nie daar nie. Hy het gesien vroulie se regterkant, die ene wat soos naby was ook die polisman was daar in die water. Half as hy was daar. Sy het lak hierdie naweek. Ek sê vir julle, sy het baie lak. Maar ja, dit is 'n lekker koue oggend. Gaan nou weer 'n vuurtjie aan die gang slaan, net bietjie warm kry. Gaan die stokke terugkry en dan hopelik vandag byt hulle bietjie beter as gister. Maar ons kry die stokke in julle en dan laat weet ons julle sodra daar iets gebeur. As hy julle. Vroukie het gou haar stok het gebyt, het hy geloop. Ek het hom vir haar ingegooi vanoggend. So ja, sy het hom, wat het jy hom gevang liefie? So Why Not Oezer van Loukie van LL Signature Series. So is nou nie 'n monster nie, maar kom ons wys julle gou. Well done my liefie, well done. Jy kap hulle op hy oezers, jy kap hulle, well done. Gaan jy hom gou terugsit? Dis skoene. Okay, gee ek sal hom terugsit. Gaan vir my, moenie dat hy val nie. Ek het my foon afval nie. Dankie jongen. Nee, ander kant toe. Ja, daai kant toe. Daar is hy.
Lekker my liefie. Die is nog even. Ja, maar het is mijn Was dit julle my eerste groot visie vir die naweek. My chick is so 25 minutes gelê. Ek het hom op daai 2 vampire oozers van Slammer series gevang met almond garlic op. Hy het almond bietjie baie meer gespuit. So ja, dis 'n lekker dik visie soos julle sal sien. Altyd dis hoekom altyd 'n landing mat onderhou vir as hy sou val. Lekker dik visie, lekker gesond. Nie baie seer in die mond nie. Lekker vis, ons gaan nog 'n paar van hulle kry. En ja, kom ons sit hom terug. Sit dieselfde goed op daai vampire met die almond garlic en kry nog seker 'n paar dikkes. Daar's hy. Dank. Kom so om dan, hè. Kan jy saam met die vis? Ek môre. Dankie. Daar sien julle, ons het hierdie enetjie so pas gevang, hy het so amper so 45 minutes gelê. Dis 'n baie mooi king carp. Julle kyk net hoe mooi is daai vis. Kyk hoe pragtig is sy skubbe. Hy het nie seer plekke nie. Kyk hoe mooi is daai vinne.
baie dik vis. Ja ouens, ek het hom gevang op 'n passion fruit wintergreen en dan Chucky is 'n cinnamon mix. Flouties wat ek opgebruik het, die oezer floutie. So ek is baie dankbaar vir hierdie ouens. Dis 'n regtig baie mooi vis. Baie mooi geskuild. Regtig baie mooi. Thanks ou groot seun. Ek waardeer. Jy maak my dag. Slammer series, daar vat hy weer eens. Weer vir my 'n baie mooi vis gebring. Eers ouens, kyk hierdie kant van hom. Ja, kyk hy skubbe. Kyk dit daar, wat 'n beauty. Wat 'n beauty. Baie mooi vis. As ouens, kom ons kry hom terug, release hom gou. Gaan julle saam my water toe vat. Gaan julle wys hoe mooi release kom, dat hy weer terug swem waar hy vandaan gekom het. En dan laat iemand hom weer 'n ander dag kan vang wanneer hy bietjie groter is. Maybe vang ons hom weer een of ander tyd, maar laat hy nog groter raak en dan iemand weer die opportunity het om hom weer te vang. Daar's hy. Laat ons gaan boys. As ouens, kom ons sit hom gou mooi terug. Kan so saam die vis kan hê. Beautiful vis. Thanks so much. As julle, kom ons kry 'n stop weer terug op daai 50-60 meter met daai selfe goedjies. Kry hulle op en dan kry ons nog 'n run. Ek wou elke keer wil ek try om die runs vir julle op kamera te kry, maar is unexpected. As die vis completely die hele tyd byt, ja, dan is dit maklik. Maar as hulle so stil is en hulle hardloop nou en dan is dit maar moeilik om te weet wanneer hulle hardloop. So dis ek sê ek weet ek het nou al gestaan en die blou tyd is ek gestop. Ons kry hom terug. Want dan weet as julle as iets gebeur. Ons stywe lyn nou. So kom ons op die einde van 'n video van 'n lekker visvang. Ek sê vir Pieter dankie. Thanks Tomo. Dan my bietjie kom join het. Die eerste keer dat ek en Pieter saam pap gooi. Ons het altyd hy's 'n groot vlieghengelaar. So ek het altyd saam hom gaan vlieg. Ons sal na vorentoe 'n lekker vlieg video maak vir julle. Pieter 'n bietjie vir ons wys hoe word dit gevlieg. Hy ken al die triks en draaitjies daar. So ja, maar soos ek sê ouens, ons het 'n paar visies gekry, maar dit was baie moeilik. Almal om hier oor het gesukkel. Daar het 'n vis in 'n uur en 'n half, 2 ure kom 'n vis uit. So ja, mag nog steeds is lekker ouens om net so aan pelle uit te wees by die dam, geniet dit, vang vis. Vergeet van die stres by die huis tot jy by huis toe gaan, dan onthou jy dit. Maar ja, tot 'n volgende keer ouens. Asseblief like die channel, subscribe, stuur na jou vriende toe. Laat weet ons waar wil jy hê ek moet 'n bietjie volgende hengel. En weer eens dankie vir Slammer series. Dankie Ivan. Ek sal probeer bietjie jou produk na die golfbaan toe sleep en dan kyk of hoe vaar ek met hulle by die golfbaan, maar ek sal hulle weer kom probeer by Koster. So ek sê elke dag is nie dieselfde nie. Maar ja, tot 'n volgende keer ouens. EA Bliss Angling, stywe lyne, straight lines tot 'n volgende keer. Cheers.